Heelwat van ons bevind onsself vir die grootste gedeelte van ons lewe in die radwerk van 'n baie vinnig tollende masjien. Om van ons soort samelewing as 'n rotteresies te praat, sou vir baie van ons nie 'n oordrywing wees nie. Die vraag is net hoe 'n mens as 'n diepgelowige mens veronderstel is om op dit wat rondom ons gebeur te reageer. Baie van ons reageer op een van twee maniere op hierdie manier van leef. Of ons skarrel net nog meer en hou onsself en mekaar oor naweke en met vakansies net nog besigger, of ons voel so oorweldig deur die chaotiese tempo waarmee ons siges en lywe nie kan bybly nie, dat ons onsself op allerlei maniere verdoof. Daar's te min van ons wat daarin slaag om 'n lewegewende en gesonde manier van leef te vind, een wat ons in staat stel om werklik te rus, te herstel van die eise van ons lewens en 'n lewe te leef wat getuig van heelheid, harmonie en 'n lewegewende ritme. Daar is wel 'n oplossing, maar voor ons daarby kom ons kyk eers na hierdie twee ekstreme reaksies. Deel van ons tydsgees is dat ons kompulsiewe behoefte aan produktiwiteit ons natuurlike vermoë om te weet wanneer ek moet stadiger stop en rus verdring. Selfs ons naweke word so vol as moontlik gestop. Ons hele lewe het verander in 'n vorm van werk. Kinders se sport, naweeksport, 24 uur beskikbaarheid vir die werk, WhatsApps en voice notes, Facebook, Instagram feeds, televisie, flieks, eindelose verbeterings in en om die huis, opknappings van ons lewe en onsself, winkels wat sonder ophou oop is, altyd nog iets wat reggepak moet word, eindelose sosiale geleenthede. 'n Konstante stroom invloede waarmee ons voortdurend ons volskedules voller maak en net nooit tot rus kom nie. Ons word slawe van onsself. Dalk het dit tyd geword dat ons ook besef, ons leef nie om te werk nie. Ons werk sodat ons kan leef. God se bedoeling was nooit dat ons werk en ons manier van leef ons moet insluk en oorneem nie. Hieroor sê Peter Kreeft, if you can't take time to do nothing, you're a slave of doing. Doing nothing is a radical, revolutionary act. It frees us from the universal slavery of our age, slavery to the clock. The clock measures doing, but not being. Hoekom gebeur dit dat sommige van ons oor naweke en tydens vakansies, wanneer ons eintlik moet en kan rus, net verder skarrel? Een van die redes wat sosioloë vir hierdie fenomeen gee, is dat ons letterlik verslaaf is aan adrenalien en kortisol, die spanningshormoon. Ons weet amper nie wat om met onsself te doen as dinge rustiger raak nie. En so vind ons allerhande alternatiewe oor naweke, waarmee ons onsself en mekaar net so besig hou soos in die week. Vir diegene van ons wat in hierdie slag gaan trap, sal ons onsself waarskynlik weer moet leer hoe om te rus. En rus behels beslis meer as slaap. Een van die moeilikste dinge om te aanvaar is die beperktheid van ons menslike aard, en juist daarom het ons tye van rus nodig, wat ons weer in harmonie met onsself, met God en met ons mense en die lewe kan bring. Ander van ons voel weer aan die einde van 'n week so oorweldig deur die chaotiese tempo, dat ons onsself op allerlei maniere verdoof. Ons maak gebruik van dinge soos kos, suiker, wyn of ander alkohol, medikasie, koop, binge-watch op Netflix, death-scroll op ons selfone tot ons so zombies voel, met die gevolg dat ons sukkel om enige vorm van dieper konneksie met onsself, met ons mense, met God en met die lewe te ervaar. Daar is niks meer verkeerd om hierdie dinge te doen nie. Dis wanneer ons so baie daarvan doen, dat ons letterlik onsself begin verdoof. So wat is die alternatief? Peter Kreeft stel dit aangrypend. We are meant to live sane lives that partake of a deep and playful holy leisure. There's enough time in every day for all that God requires of us, and part of what He requires is rest. So settle in and breathe deeply of His gift of rest. Maar nou is die vraag, hoe doen ek dit? Daar's 3 Bybeltekste wat by my opkom as dit oor hierdie onderwerp gaan. Die eerste is in Genesis 2.
Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk en hy het gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rustdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Ook die gedeelte in Markus, wat sê, daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom alleen saam na 'n stil plek en rus 'n bietjie. Een van die Bybeltekste waarin ek maar elke nou en dan weer terugkeer, is die baie bekende Matteus 11, vers 28 tot 30. In die 1983 vertaling van die Bybel staan daar, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En dan raak The Message, sy interpretasie van hierdie teks, my besonder diep. Are you tired, worn out, burnt out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Ek weet nie van jou nie, maar elke keer as ek hierdie woorde hoor, spoel daar 'n sig van verligting deur my. Daar's so baie mense met wie ek te doen kry, wat vir my sê, dat hulle harder werk as ooit. Dalk is jy een van hulle. Baie mense is gedaan, vuisfoos en uitgemergel. Naweke is te kort en te vol, want weekdae vra te veel. En as 'n mens vra wat daaraan gedoen kan word, is die antwoord dikwels nie veel nie. Dit is wat dit is. Tog weet ons baie goed dat 'n mens nie so op die rand van uitbranding en uitmergeling kan leef nie. Ek gesels elke nou en dan met iemand anders wat min of meer die volgende sê. Ek verander in 'n masjien, wat in die week een soort mens is en in die naweek 'n ander. Ek is gedaan. Matteus 11 se antwoord is, dat ons kan begin deur so eerlik as moontlik na die Here te draai, en net eers aan hom te erken wat met ons gebeur. Daar kan ons eerlik wees oor die geweldige swaar las, wat ons kollektief, maar ook individueel, op onsself en mekaar plaas, en wat ons sukkel om gedra te kry. Ons kan erken, ons het diep rus nodig. Daardie soort wat jou help om weer jouself te word. En as Matteus 11 reg is, vind ek God daar waar ek my eie swaar juk en las kan afhaal en beleef hoe hy ons rus gee. Maar dit gaan nie magies oor my neerdaal nie. Ek sal dit moet kies en self moet uitwerk hoe my alternatief lyk. Ek seker jy het alself verskeie kere in jou lewe gesê en gedink dat die Here nou baie ver voel. En dan is die standaard antwoord gewoonlik iets soos, dis nie die Here wat ver is nie, dis jy. Ek dink dis waar, maar presies wat bedoel 'n mens nou eintlik as jy dit sê? Ek vermoed, ons probeer daarmee iets kommunikeer van ons eie disconnectedness, van die bron van ons ontstaan, en ons onvermoë om vanuit 'n plek te leef waar ek voel dat God teenwoordig is. Ons kan natuurlik in detail praat oor die redes waarom dit gebeur, maar dikwels is dit dinge soos dat ek oorweldig word deur die eise van die lewe, en dat ek net gewoon te besig is. En dan, soos ek gesê het, of aanhou met die patroon, of myself verdoof. Daar's basies twee dinge, wat ek van my kant af kan doen, om die afstand wat ek tussen my en God beleef, en tussen my en die lewe ervaar, redelik effektief weg te vee. Want God is regtig nie die een wat ver is nie. So 'n dieper spiritualiteit gee twee antwoorde as 'n alternatief. Eerstens, 'n daaglikse lewensreël of lewensritme, en tweedens, 'n weeklikse rustdag. Waaroor gaan 'n daaglikse lewensreël of lewensritme? In die Benediktynse tradisie is daar 'n eenvoudige ritme waar volgens hulle daagliks leef, selfs vandag nog.
Hulle noem dit ora et labora, en dit beteken bid en werk. Ora et labora dien eintlik meer as 'n metafoor om te sê dat my dagtaak in 'n heilige ritme verdeel kan word, waar ek sekere tye van die dag aan God en aan die dieper aspekte van die lewe wy, en ander tye van die dag besig is om te werk. In die Benediktynse tradisie word die hele dag in so 'n eenvoudige en heilige ritme van bid en werk verdeel. Die tye wat hulle dan aan God wy, en vir ons, selfs net 'n paar minute op 'n slag, maar effens meer gereeld, kan bestaan uit refleksie en 'n bietjie afsondering, dieper asemhaal, bid, met woorde of sonder woorde of in jou joernaal, die lees van die Bybel, geestelike boeke, en om myself net vir 'n paar minute in genade en sagtheid toe te vou. Ons praat nie hier van harde godsdiens nie, maar van sag tuiskom by die Here en in myself. Die tye wanneer ek besig is om te werk, behels dan natuurlik al die ander dinge wat die lewe van my vra, en dit kom so al van self. Die dilemma is natuurlik dat die ritme van ons kultuur labora, die werkdeel, verhef tot die prominente aktiwiteit, sodat daar bitter min ruimte of plek is vir die ora, die dieper deel. Ek vermoed, dit is my persoonlike oortuiging, dat dit die rede is waarom ons bitter min van 'n heilige ritme in ons lewe oor het, en waarom ons sukkel om in balans te leef en heel en geïntegreerde mense te wees. Ons weet nie meer van ora et labora nie. In die 1600s het daar 'n man in Parys gewoon, wat vandag nog onthou word as broer Lawrence. Hy was 'n eenvoudige man met 'n nederige afkoms en opvoeding, en het aanvanklik as 'n leek by die Karmelitiese orde aangesluit. Hy word beskryf as lomp, onverfynd en maar effens 'n rowwe diamant. Hy het in die kombuis gewerk en die ander se sandale reggemaak. Hierdie nederige man sal in die annale van die geskiedenis onthou word vir een ding, en dit is sy boekie The Practice of the Presence of God, wat na sy dood uitgereik is. Vandag nog is hierdie boek baie beskikbaar. Regdeur sy jare in die klooster het hy met vreugde en tevredenheid geleef, altyd diep bewus van God se konstante teenwoordigheid, al het hy in al die jare in die kombuis nie juis 'n natuurlike aanvoeling daarvoor gehad nie. Die sleutel tot sy diep verstaan van God se teenwoordigheid in die lewe, was dat hy absoluut geen onderskeid gesien het tussen sy alledaagse werk en sy geloofslewe nie. Hy het geglo dat dit 'n ernstige fout was om te dink dat ons alledaagse werk en ons gebedstyd los van mekaar staan. Hy sê, our actions should unite us with God when we are involved in our daily activities, just as our prayers unite us with Him in our quiet devotions. Hy het in alles wat hy doen, die praktyk beoefen om konstant van God se teenwoordigheid bewus te wees, deur voortdurend in elke moontlike lewenssituasie met God te kommunikeer en ook heeldag terwyl hy besig was om te werk. Selfs in die kombuis waar hy ure spandeer het en waar hy aanvanklik glad nie van die kombuiswerk gehou het nie, het hy later van tyd 'n besondere teenwoordigheid geword, omdat hy die hele tyd bewustelik met God in verbinding gebly het en voortdurend vir die Here gevra het om vir hom die genade te gee, om alles te doen wat hy nog het om te doen. Elders sê hy, we must do everything with great care, avoiding impetuous, en dit beteken onstuimige actions, which are evidence of a disordered spirit. God wants us to work gently, calmly and lovingly with Him, asking Him to accept our work. Ek weet, dit klink sommer vir ons dadelik baie moeilik, maar as 'n mens hierdie gesindheid selfs op klein maniere kan kweek, begin daar dan mettertyd 'n heel ander lig op 'n mens se hele lewe skyn. Die manier hoe jy jou bed opmaak, die wasgoed ophang, die skottelgoed was, die asbliksak uitdra, in die snelweg in 'n verkeersknoop staan, daai spanningsvolle werksituasie hanteer, na 'n lang dag by jou huismense teenwoordig is. Want nou is God nie meer net daar ver om die hoek waar ek sit en bid nie, maar hier, waar die frustrerende en meedoenlose take van my lewe gebeur, en oral elders.
Jy kan dan ook so tussendeur jouself dit gun om klein oomblikke van genade en sagtheid te skep, wat jou nie verdoof nie, maar jou so sagte salf vertroos, soos om jou broodjie en tee te geniet, om 'n paar minute te gesels met iemand vir wie jy lief is, 'n pragtige stuk musiek te luister op pad van een vergadering na 'n ander, om iewers vir 1 minuut in 'n sonkoel te sit en net die lewe in jou eie asemhaling op te drink. 'n Paar minute met jou hond of kat of kinders te speel aan die einde van die dag, sommer net vir die lekker. 'n effense sagter ritme in die geharwar van elke dag, soos 'n heilige polsslag vervleg binne die onophoudelikheid, wat jou tussendeur alles vir 'n paar oomblikke gun en jou herinner om net 'n mens te wees. As 'n mens dalk ook eenmaal per dag 'n effens langer tyd van 20 minute tot 'n halfuur kan vind, alleen weg van ander mense, tyd wat uitsluitlik op sy gesit word om meer van die lewe en van God se teenwoordigheid bewus te wees, sal dit 'n baie groot verskil maak. Hierdie tyd word dan gevul met dinge soos refleksie, nadink oor my eie gedrag in die lewe, skryf in 'n joernaal, die lees van 'n goeie geestelike boek, een of ander vorm van gebed, 'n bietjie stilte, Bybel lees en so meer. So word die ritme van Ora et Labora ook intentioneel gevul met die realiteit van God in my lewe. Jy is waarskynlik meer dors vir dinge wat jou van God se realiteit bewus maak as wat jy besef. Naas 'n daaglikse lewensreël of lewensritme, is die tweede deel van die antwoord van 'n dieper spiritualiteit 'n weeklikse rusdag. As Nuwe Testamentiese gelowiges huldig ons nie meer die godsdienstige praktyke van die Ou Testamentiese Shabbat nie. Trouwens, die Nuwe Testament is nogal uitgesproke daaroor dat ons nie meer die Sabbat as sulks vier nie. Kolossense 2 sê byvoorbeeld, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskryf wat julle moet eet en drink, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Die beginsel agter die Sabbat is egter nog net so belangrik vir ons. Die gedagte agter die Sabbat was 'n weeklikse 24 uur periode van geestelike, emosionele en fisieke rus. Dis 'n tyd waar ek intentioneel wegstaan van my gewone dagtake en aktiwiteite om net weer 'n mens te word. Hierdie tyd gebeur dikwels nie alleen nie, veral nie as jy deel van 'n gesinsstruktuur is nie, maar dit sluit ook alleen tyd in. Dis 'n tyd wanneer ek stop, nie omdat die werk klaar is nie, want dit sal nooit gebeur nie, maar doodgewoon omdat dit tyd is om te stop en net te wees. Hier skryf Wayne Muller, "The Sabbath is not dependent upon our readiness to stop. We do not stop when we are finished. We do not stop when we complete our phone calls, finish our projects, get through this stack of messages, or get out this report that is due tomorrow. We stop because it is time to stop." Wat dit beteken om te wees in Sabbatstyd is natuurlik uiters persoonlik en iets wat elkeen van ons vir onsself sal moet uitwerk, veral as ons nie meer kan onthou hoe om te rus nie. Die ritme van die Sabbatsbeginsel wil ons help om vryer lewens te leef, sodat ons beter cope met die eise van elke werksweek en meer koneksie kan ervaar, 'n meer vervulde mens kan wees. Die resultaat van 'n weeklikse 24 uur periode van rus is amper 'n onmiddellike ervaring van diep koneksie met myself, my mense en veral ook met God as die bron van my bestaan. Elke keer as ek vir mense sê dat die Sabbatsbeginsel ons nooi tot 'n weeklikse 24 uur periode van wegstaan van normale verantwoordelikhede en van rus, rek mense se oë, want vir ons klink 24 uur lank. Maar ek beloof jou, as jy dit gaan begin toepas, is dit een van die mees lewegewende, bevrydende en helende ritmes van jou lewe. Ek kan verskeie voorbeelde noem van mense wat sê dat dit letterlik hulle lewens verander het en hulle gered het van hulle self. Die gedagte van die Sabbatsbeginsel is nie dat ek dit nou en dan doen, wanneer ek lus of tyd het nie, maar dat ek dit as 'n staande, weeklikse ritueel
in my lewe sal inbou, sonder om daar te dink. Op 'n keer toe Jesus en sy disippels op 'n Sabbat deur 'n koringveld geloop het en graan gepluk het die Fariseërs hulle oor die vingers getik, omdat hulle nie by die streng Sabbatsreëls gehou het nie. Jesus het hulle toe so geantwoord in Markus 2. Die Sabbatdag is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat. Die implikasie hiervan is dat die Sabbat nie veronderstel is om 'n wet te wees, waarvoor 'n mens gestraf word as jy dit nie onderhou nie. Die bedoeling van die Sabbat is om ons mense kans te gee, om weer in pas te kom met ons eie siele, met ons diepste self, met God, met mekaar en met die lewe. Hieroor skryf Wayne Muller, rhythmically, the Sabbath reminds us that we belong to the worldwide family of God. We are citizens of another kingdom, a kingdom not ruled by the clock and the tyranny of the urgent. God's Sabbath reality calls us to trust that the Creator can manage all that concerns us in the world as we settle into His rest. Sabbatstyd nooi ons elke week na 3 bewegings. Reflekteer, posisioneer, heroriënteer. Reflekteer beteken ek dink oor die week wat verby is, wat het gewerk en wat nie, wat kan ek anders doen, van watter uitdagings of uitnodigings het ek bewus geword. Posisioneer, waar bevind ek my tans? Hoe gaan dit met my siel, met my gesondheid? Hoe moeg is ek, hoe goed slaap ek? Waarvan het ek meer nodig? Hoe gaan dit met my verhoudings op die oomblik? Wat gebeur met my werk? Heroriënteer, wels beplan vir die week wat kom, rakende al die belangrike aspekte van jou lewe. Prioritiseer wat vir jou in die komende week belangrik moet wees en waaraan jy moet aandag gee. As ons hierdie uitnodiging van 'n dieper lewensritme kan aanvaar en dit aanleer, waar ons 'n eenvoudige en maklike ora et labora kan invleg in ons gewone doen, en waar ons onsself 'n weeklikse rusdag gun, mag dit dalk aanvanklik soos moeite voel. Dit mag aanvanklik soos 'n juk of 'n las voel. Maar soos Jesus self in Matteus 11 sê, dit is dalk ook hierdie sielsjuk en hartslas wat ons moet aanneem. Want as ons dit nie aanvaar nie, is die las van die wêreld soveel swaarder. Ja, dit is 'n effense las, dit is 'n effense juk, maar dit help my om amper onmiddellik die lewe ligter, beter, dieper en met meer sin en perspektief te leef. Mag die Here ons help om die belang van hierdie lewegewende en bevrydende ritmes te sien en dit te kies. Amen.